Dis 'n wonderlike Vrydagoggend. Ek eer Abba Vader dat jy saam met my ingeskakel is. Dankie vir hierdie besonderse tyd wat jy afstaan om die woord van God te hoor. Ek wil vandag met jou gesels oor die feit dat ons almal wil baie graag geseënd wees. Ek dink nie daar's enige iemand wat na hierdie uitsending kyk of enige iemand wat in hierdie wêreld is wat nie graag geseën wil wees nie. Ons almal wil graag die seëninge van die lewende God ervaar. Maar daar is iets wat ek en jy as mens moet doen. En ons besef nie altyd wat dit vat om geseën te wees nie. Ons dink dit gebeur maar net en ons dink party mense is meer geseën as ander, seker maar omdat daar meer geluk is in hulle lewe. Nee, dis nie altyd die geval. En ons besef nie altyd wat agter die skerms gebeur nie. En seëninge het nie te maak met dit wat jy in die publiek doen nie. Seëninge het te maak met dit wat jy in privaatheid doen. Want dis die oorsprong van alle seëninge. Dit wat in die privaatheid gedoen word. Want ons kyk altyd na dit wat ons sien met oë. Dit wat ons op sigwaarde kan sien. En ons dink, okay, maar as gevolg van hierdie redes, dis hoekom mense geseënd is. Nee, dit het te maak met dit wat ons nie altyd raak sien nie. Want ons sien nie altyd die ure wat mense insit en die tyd wat agter die skerms plaasvind. Ons sien dalk net die resultate en ons dink, wow, ons wil graag hierdie resultate beleef en ervaar, want ons sien nie dit wat ingesit is om daardie resultate te verkry nie. Wat baie keer ingesit word is ure en ure se tyd. Daar word tyd gespandeer. Daar word in die privaatheid van iemand se lewe word die regte dinge gedoen sodat die resultaat kan manifesteer. En ons besef dit nie altyd. Maar Vader kom gee vir ons 'n wenresep uit sy woord uit om sy seëninge, sy guns, sy abundance te kan ervaar. En daarom wil ek vandag hierdie met jou deel, want ons almal wil graag geseënd wees. Ek inkluis. En daar is soveel meer vir ons in stoor as ons net kan besef dat daar is baie meer wat ons moet insit om uit te kry dit wat Vader graag wil gee in jou lewe. So, dit gaan nie oor wat in die publiek gebeur nie. Dit gaan oor wat in jou privaatheid plaasvind. Maar kom ek vat jou gou na die woord toe. En ons almal ken hierdie gedeelte. Dis 'n baie bekende gedeelte in terme van die seëninge van Jahwe en dis Deuteronomium hoofstuk 28. Deuteronomium hoofstuk 28, gaan vir jou 2 verse lees. En die woord sê, as jy dan goed luister na die stem van Jahwe jou Elohim om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal Jahwe jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal en as jy luister na die stem van Jahwe jou Elohim. Nou kan jy verder gaan lees. En as jy verder gaan lees, dan sal jy sien dat daar is 'n klomp seëninge wat Vader uitstort oor ons lewe, as gevolg van 'n paar goed. En baie mense, wanneer hulle kyk na Deuteronomium 28, dan het hulle 'n verkeerde perspektief. En daarom wil ek vandag die perspektief regmaak. Want weer eens, dit gaan nie oor wat jy in die publiek doen nie. Want daar's 2 verskillende areas in 'n mens se lewe. Dit wat in die publiek gebeur en dit wat in privaatheid gebeur. En dit wat ek in my privaatheid doen, daardie tyd wat ek insit waar niemand dit raak sien nie. Waar jy 2 in die môre of 3 in die môre opstaan, waar jy werk agter die skerms. Dit wat mense glad nie raak sien nie, gaan bepaal hoe die resultaat lyk. En mense kyk altyd na die resultaat en hulle sê, maar ek soek ook dit. Maar mense verstaan nie wat ingesit is. Nou luister wat sê die woord. En hierdie gaan alles oor dit wat jy insit, mense. Dit wat jy insit. Want ons verwag net goed moet in ons skoot val. Nee, Vader werk op 'n spesifieke manier. Hy werk op die manier, soos wat die woord sê in die boek van Jakobus, hoofstuk 4 vers 8, hy sê, nader tot my, en ek sal tot julle nader. Dis hoe Vader werk. Wanneer ek as mens begin werk, begin beweeg, dan kan ek die seëninge van Jahwe begin ervaar. So luister wat sê hierdie gedeelte. Nou ek het hierdie geonderstreep.
En ek het 'n paar goed hier uitgehaal wat ek gou met jou wil deel. Nou luister gou. Die woord sê Deuteronomium 28 vers 1, as jy dan, wie's betrokke hier? Wie's betrokke hier? Is Vader hier betrokke of is die mens betrokke? Hy sê as jy dan. Met ander woorde, dit het alles te maak met my as mens. Nou sê hy, as jy dan goed luister. Wat beteken dit om goed te luister? Nou daai woordjie is shama, ons ken dit. Om te luister, om te hoor en om te doen. So dit gaan alles oor jou aksie. Maar om te luister, om te shama beteken, ek luister aandagtig. In ander woorde, daar's aandag. Daar's aandag wanneer ek luister. Want 'n mens kan hoor sonder om te luister. Dit gebeur. Jy kan hoor sonder om te luister, want om te luister is 'n heeltemal 'n ander faset in jou lewe, want baie keer hoor jy dit wat jou vrou sê, of jy hoor dit wat jou man sê, of jy hoor dit wat iemand dalk sê, of wat gesê word oor 'n boodskap, jy hoor dit. Maar dit het nie aanklank gevind nie, dit het nie inbeweeg in jou lewe nie, dit het nie 'n verandering kom maak nie, want om goed te luister beteken, ek het aandagtig dit ingeneem. In ander woorde, dit steek vas in my gedagtepatroon. Ek verstaan dit. Ek luister met verstand, ek luister met intellek. Dis wat dit beteken om goed te luister, want die oomblik wanneer ek luister met verstand en ek luister met intellek, dan bring dit 'n verandering in my lewe. En dis wat Vader wil hê. Dis wat Vader wil hê. Hy sê, ouens, as jy dan goed luister na my stem, nie na die wêreld nie, nie na die wêreld nie, nie na mense nie, na die stem van Jahweh, met ander woorde, sy woord. As ek en jy dan goed luister na sy stem, as ek en jy goed luister na sy direksie, want ons doen baie keer ons dinge uit ons eie uit onsself uit, want ons wil dit so doen, en ons wil hierdie direksie volg, en ons wil daai rigting gaan, maar Vader het vir jou iets anders te bepaal. En ons hoor nie, en ons verstaan nie, en ons luister nie na die stem van Jahweh nie. So wanneer ek dit op die regte manier doen, dan kan ek verwag dat die seëninge van Jahweh op my lewe moet wees. En nou gaan die woord verder, hy sê, as jy goed luister na die stem van Jahweh, jou Elohim, om sorgvuldig te hou al die gebooie. Nou, hier is 'n baie sterk woord, sorgvuldig. Want ek het geleer in my lewe, as jy iets doen, dan doen jy dit ordentlik. Ek het dit geleer in my lewe. Dis hoekom as ek skottelgoed was, dan was ek dit ordentlik. Ek maak seker dis skoon. As ek die huis skoon maak, dan doen ek dit sorgvuldig. As ek iets doen, dan doen ek dit tot die beste van my vermoë. Ek doen dit sorgvuldig. Want dis wat Vader van my verwag. Dit is met betrekking tot sy woord en met betrekking tot ons geloof en ons verhouding met hom, moet ons sorgvuldig wees. Met ander woorde, ek kan nie enige iets oorlaat en sê, ag, dis nou maar oukei. Ek gaan dit oorsien, dis oukei, ek gaan nie daaroor worry nie, want dis nie sorgvuldig nie. Om sorgvuldig te wees beteken die beste van jou vermoë, om ten alles aspekte en alles in jou lewe die beste te gee. Dis sorgvuldig. So met ander woorde, maak nie saak wat gebeur nie, ek gaan daai situasie oorkom, want sorgvuldig beteken, ek is doelgerig, ek doen dit noukeurig, en sonder enige nalating van dalk iets oorsien, is ek absoluut sorgvuldig in hoe ek funksioneer. Want dis wat Vader van ons verwag. So met ander woorde, dis nie altyd net so maklik nie. Dis nie vingertjies klap en nou val alles in my skoot nie. Nee, Vader verwag iets van ons kant af. En nou gaan die woord verder en hy sê dat wanneer ons goed luister na die stem van Jahweh ons Elohim, om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat vandag beveel word. So om die gebooie te hou, die seëninge van Jahweh het 'n direkte koneksie met hoe jy reageer op die woord van Jahweh. Ek wil dit weer vir jou gee. Die seëninge van Jahweh
Dit wat jy ontvang, het 'n direkte koneksie oor hoe jy reageer op die woord van Jahwe. So, ons verwag altyd dat alles moet net gebeur. En ons verwag, maar ek glo mos en ek dien Vader en ek bid mos wanneer ek wil bid en ek lees mos nou maar die Bybel wanneer ek lees, so sy guns sal met my wees. En dan kyk ons na ander mense en dan besef ons maar, Jesus, hoe kry hulle dit reg? Hoe kry hulle dit reg? Hoe gebeur dit dat hulle so geseënd is? En ons sien nie altyd dit wat mense insit, dit wat agter die skerms gebeur nie. So met ander woorde, my seëninge en die guns wat ek ontvang van Jahwe, het 'n direkte koneksie met hoe ek as mens reageer op die woord van Jahwe. So my vraag aan jou, en ons het begin met hierdie boodskap om te sê, dat ons almal wil graag geseënd wees. Nou het ek vir jou uit die woord uit 'n klomp goed gegee, nou is my vraag aan jou, wat gaan jy doen om geseënd te wees? Want dit gaan alles oor my reaksie. Dit gaan alles oor, en dis 'n direkte koneksie, dit gaan oor my reaksie teenoor die woord. Want dit bring die guns en die teenwoordigheid en die seëninge van Jahwe op my lewe. Geen ander manier. Ek kan bid vir 20 ure. Ek kan bid en ek kan Bybel lees die hele dag lang. Maar as ek nie gehoorsaam is en ek reageer nie op die woord van God nie, gaan daai seëninge en die guns van Jahwe nie in my lewe manifesteer. So mense, ek wil vandag vir jou sê dat hoe ek en jy funksioneer, wat ons doen, hoe ons luister, hoe ons optree, wat ons agter die skerms doen in terme van ons eie gehoorsaamheid en nie in die openbaar nie, in die publiek en die openbaar nie, maar in die geheim. Want dit is baie maklik om in die openbaar en in die publiek dalk te wys wie jy is, maar in die geheim gaan dit oor jou koneksie. Dit gaan oor jou gehoorsaamheid. Dit gaan oor hoe jy reageer op die woord van God en dit bepaal jou guns, dit bepaal die salwing, dit bepaal die seëninge van Jahwe op jou lewe. Halleluja. So mense, baie dankie dat jy vandag ingeskakel is en ek glo en vertrou dat dit wat ek vandag vir jou deurgegee het, gaan vir jou deure oopmaak. Dit gaan vir jou 'n ander perspektief gee. En dit gaan veroorsaak dat jy begin wandel in die seën en die guns van Jahwe ons Elohim. Dis my hartsbegeerte vir jou, dat jy absoluut geseën sal wees in jou finansies, in jou huwelik, in jou ouer-kind verhouding, in jou huishouding, wat jy ook al doen, dat jy geseën sal wees, want die lewende God is met jou, vanweë jou gehoorsaamheid. So mense, baie dankie dat jy ingeskakel was. Wees geseënd, mag jy 'n wonderlike Vrydag beleef en geniet jou Shabbat. Goed gaan, van my kant af, Shalom.